Want die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat ons hier saam kan wees in U teenwoordigheid. Ek bid vir U ons harte oopman, om te hoor wat U vir ons wil sê, vir U Heilige Gees in ons harte laat werk, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Matteus 23 van vers 1 tot 12. So ons lees uit Matteus 23 en ons gaan van vers 1 af lees. Matteus 23 vers 1. Toe het Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van mense, maar self wil hulle dit nie met die vinger verroer nie. En hulle doen al hulle werke om deur mense gesien te word, en hulle maak hulle gedenkseels breed, en die some van hulle klere groot. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges, en die begroeting op die markte, en om deur die mense genoem te word, Rabbi, Rabbi. Maar julle, laat julle nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is almal broeders. En julle moet niemand op aarde julle Vader noem nie, want een is julle Vader, hy wat in die hemel is. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester, Christus. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Ons lees tot sover. Een pa roep sy seun en sê, kom hier. Wat hoor ek het jy vandag gedoen? Nou, dit is 'n moeilike vraag vir 'n seun, want watter een van die goed wat hy verkeerd gedoen het, sy pa van uitgevind. Nee, ek weet nie, pa, antwoord die seun. Hy sê, wat hoor ek het julle agter die paviljoen gedoen vandag? Nou weet hy presies waarvan sy pa praat, maar hy is te bang om te antwoord. Sy pa sê, meneer Possimus sê vir my, het julle gevang rook agter die paviljoen. Wat het ek gesê van rook? Seun antwoord, maar pa rook dan. Hy sê, baie verontwaardig. Man, ek sê mos vir jou, doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Klink dit bekend? Julle het dit al voorheen gehoor. Doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Daar word geraam dat so omtrent 10 maal groter is die kans vir kinders om te rook wanneer hulle ouers self rook. Sien, ons dade tel baie meer as ons woorde. Kinders sal eerder navolg dit wat ons doen, as dit wat ons sê.
Ons lees hierso vers 1 van Matteus 23. Toe het Jesus die skare en sy disippels toegespreek. Hierdie was die laaste dag wat Jesus in die sinagoge gepreek het. Dit was die laaste boodskap wat hy het aan sy disippels, aan die skare, aan die skrifgeleerdes, aan die fariseërs. Een laaste vermaaning. Dink julle hierdie boodskap is belangrik? Dink julle hierdie laaste boodskap van Here Jesus is belangrik? Is dit nodig dat ons daarna kyk, dat ons dit luister? Vers 2, hy het gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Nou, wat beteken dit om op die stoel van Moses te sit? Wat sê julle sê? Wat dink julle sou dit beteken, op die stoel van Moses te sit? Enige iemand iets sê? Hulle is stil. Geestelike leierskap, nee. Hulle is die amptelike vertolkers van die wet van Moses. So wat hulle sê, dit is die waarheid. Want hulle vertolk dit wat die wet van Moses sê. Hulle vertolk die geskrifte. Nou, daar is voorheen gedink dat hierdie net 'n figuurlike stoel is. Iets soos die leerstoel van geskiedenis by universiteit of 'n stoel in die parlement. Maar opgrawings het gewys dat daar waarskynlik werklik so 'n stoel was. Hulle het so 'n stoel ontdek of stoele wat na die skare gewys het. En waar waarskynlik die persoon wat gepreek het, wat die skrif uitgelê het en wat met hulle gepraat het, waarskynlik gesit het. Hulle was die vertolkers geweest. En die mense was afhanklik geweest van daai persone om te hoor wat die skrif sê. Hulle het nie Bybels gehad soos in ons tyd nie. Hulle het nie vrye toegang gehad tot die boekrolle om self te gaan lees wat daarin staan nie. Hulle was afhanklik geweest van mense wat dit vir hulle moet vertaal, wat vir hulle moet sê. En dit is 'n geweldige verantwoordelike werk, nie waar nie? Om so 'n persoon te wees wat moet sê dit wat die Here vertel, dit wat die Here sê, dit wat in die boekrolle staan. Jakobus 3 vers 1 sê, moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. Geweldige verantwoordelikheid om die boodskap te bring. Eintlik voel ek moet gaan sit. Ek dink nie ek is waardig om daai boodskap vir julle te bring nie. Ek dink hier's mense wat hier sit, wat waarskynlik baie beter toegerus is, wat beter kennis het. Hier's mense wat leraars is, wat baie studeer het, jare al adventiste is, en die Bybel baie beter ken as wat ek ken. Ek dink hier's definitief mense wat beter toegerus is, en meer waardig is om hier te staan as wat ek is. Daar was net een rede hoekom ek hier staan. Dis gehoorsaamheid. Dis wat die Here vir my vra. Ons lees in Romeine 10, vers 14 tot 15. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle aan hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die een wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig.
Ek staan hier want dit is wat die Here van my vra. Dalk is daar iemand met wie jy moet praat. Dalk vra die Here vir jou om met iemand te praat. En jy voel dalk soos ek nie waardig om met daai persoon te praat nie. Nie toegerus nie. Nie genoeg kennis van die Bybel nie. Jy voel dalk daar's iemand anders wat eerder met daai persoon moet praat. Wat dit baie beter kan doen. Ek dink miskien sal die leraar dalk liewerste met hom moet praat, want hy kan dit goed doen. Ek kan dit nie so goed doen nie. Maar die Here roep jou. Jy is in daai posisie. Hy vra vir jou om met hom te praat, of met haar te praat. En wat gaan jy doen? Wat is jou antwoord? Matteus 23 vers 3. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Jesus vertel 'n gelykenis van 'n fariseer en 'n tollenaar in Lukas 18 van vers 19 af. En hy vertel van die fariseer wat by die tempel ingaan om te aanbid. En hy bid tot God en hy sê: God, ek dank U dat ek nie soos ander is nie. Ek roof nie, doen nie onreg nie, pleeg nie egbreek nie. Dankie dat ek ook nie is soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer per week en ek gee 10% van alles wat ek verdien. Is dit hoe ons baie keer oor onsself voel? Dink ons wel, ek is darm nie so sleg soos baie ander nie. Ek meen, kyk na die wêreld. Ek is darm nie soos daardie ene wat sy vrou mishandel nie, of sy kinders mishandel nie. Soos daardie ene wat egbreek pleeg nie. Soos daardie rowers huise beroof nie, mense doodmaak nie. Daar's daarom slegte mense in hierdie wêreld. Ek is ongelukkig nie so sleg nie. Ek is daarom alright, vergelyking met party ander. Is dit hoe ons baie keer voel, moet ons na onsself kyk? Wat het die tollenaar gesê? Hy was te skaam om eers vorentoe te gaan. Hy het agter bly staan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. En wat sê Jesus? Watter een van hierdie twee het huis toe gegaan met hulle saak reggestel voor God? Die tollenaar, nie waar nie. Jesus sê hierso in Matteus 23 vers 3, luister na wat hulle sê, maar moenie doen wat hulle doen nie. Luister na wat hulle sê, maar moenie doen wat hulle doen nie. Kan 'n mens dan 'n boodskap van die Here ontvang van 'n fariseer? Kan God 'n fariseer gebruik om 'n boodskap vir my of vir jou te gee? Die Bybel sê, ondersoek alle dinge en behou die goeie, 1 Tessalonisense 5 vers 21. Jy mag dalk nie van die prediker hou nie. Jy hou dalk nie van die ou wat die boodskap bring nie. Hy het al voorheen iets gesê waarmee jy glad nie saamstem nie. En nou voel jy, ek kan nie luister wat hierdie ou sê nie. Ek staan nie belang om te luister wat hy sê nie. Dalk voel jy hierdie ou is 'n fariseer.
Hy gee homself voor as iemand wat baie vroom is. Maar jy weet van die geraamtes in sy kas. Hy praat dalk baie mooi met mense by die kerk. Maar jy weet hoe praat hy met sy vrou en sy kinders by die huis. Jy wil nie luister wat hy sê nie. Of dalk voel jy anderste. Dalk hang jy aan elke woord wat hierdie prediker sê. Jy hou van wat hy sê. Jy voel, weet, mens kan maar luister na wat daai ou sê. Hy weet waarvan hy praat. En jy voel nie, dis nodig om te ondersoek wat hy sê nie. Weet, mens kan maar luister. En dan, eendag, maak hy 'n fout. Eendag faal hy, en dit voel of jou hele geloof in duie stort. Ons moet nie ons geloof op mense bou nie. Mense is sondaars. Mense is feilbaar. Ons moet ons oë op Jesus hou. Matteus 23 vers 4. Want hulle bid pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van mense, maar self wil hulle dit nie met 'n vinger verroer nie. Die Fariseërs het baie voorskrifte gehad. Hulle het 'n klomp ekstra voorskrifte gemaak. Weet, Markus 7, dit staan ook in Matteus 15, vra die Fariseërs vir Jesus, hoekom sy disippels nie by die tradisies hou nie? En hoekom eet hulle met onrein hande? En wat sê Jesus? Hoe antwoord Jesus hulle? Hy haal Jesaja aan en sê, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig is leerstellings, die voorskrifte van mense. En dan vertel Jesus vir hulle ook, dat hoe hulle die gebooie van God verontagsaam deur hulle eie tradisies. Weet julle van sulke tradisies? Is daar soms ook tradisies in ons volk wat in stryd is met wat die Bybel sê, wat die wet sê. Jesus sê, julle gaan en julle sê, maar ek gaan dit wat ek vir my ouers sou gee, vir my vader en my moeder sou gee, gaan ek as offer aan hulle gee. En dan hoef hulle niks meer vir hulle vader of moeder te doen nie. En so oortree hulle ook die wet van God. Hulle bind swaar pakke wat moeilik is om te dra op die skouers van mense. Doen ons ook soms sulke goed? Bind ons soms swaar pakke op nuwe adventiste? Moeilik is om te dra. En mis ons dan die eintlike doel van die wet? Wat liefde is. Fariseërs het swaar pakke gelaai op ander mense, maar self wil dit nie met 'n vinger verroer nie. Dalk moet ons meer fokus op wat ons doen en nie doen nie. Eerder as om te fokus op wat ander doen en nie doen nie. Is ons betrokke? Is ons betrokke by die aktiwiteite van hierdie gemeente? Daar is baie plekke waar ons betrokke kan wees. Ons het ons klankspan agter. Ons het ons musiekspan. Ons het mense wat lesstudie gee, wat die kinderverhaal gee. Ons het diakens, ons het diakonesse, ouderlinge. Ons het die mannebediening, die vrouebediening. Ons het so baie inryke en uitryke
van al ons verskillende departemente, is ons betrokke by die aktiwiteite van hierdie gemeente? Is ons betrokke by die werk van die Here? Is ons besig om te werk vir die koninkryk van die Here? Is ons self betrokke, of staan ons aan die kant en ons kritiseer net die wat wel betrokke is? Mens kan altyd iets fout vind. Het is maklik om fout te vind by wat ander doen. Maar wat is ons self besig om te doen? Waarmee is ons besig? Is ons soos die vyeboom wat goeie vrugte dra? Of is ons soos die vyeboom wat Jesus vervloek het in Markus 11? Matteus 23 vers 5. En hulle doen al hulle werke om deur mense gesien te word. En hulle maak hulle gedenkseels breed en die some van hulle klere groot. Wat is hierdie gedenkseels? Fariseërs het seker gemaak dat hulle gesien word deur die mense, maar hulle het vergeet dat God na die hart kyk. So ek het so 'n bietjie gaan soek om te sien, waar kom hierdie gedenkseels vandaan? En ek het op hierdie gedeelte afgekom, en gedink, dat dit werk dalk is waarna verwys word. Deuteronomium 6 vers 5 tot 8, julle kan dit saam lees as julle wil. Deuteronomium 6 vers 5 tot 8. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit en as jy op pad is, en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as teken bind op jou hand. En dit moet as voorhoofsband tussen jou oë wees. Wat help hierdie gedenkseels wat jy op jou voorkop vasbind, sodat almal dit kan sien? Maar dis nie in jou hart nie. Die Here kyk na 'n mens se hart. Jy mag die uiterlike voorkoms hê, maar wat gaan aan in jou hart? God se wet is liefde. Liefde vir God en liefde vir jou naaste. Wat sê Jesus oor hoe ons liefdadigheid moet bewys? Ons lees in Matteus 6 vers 1 tot 4. Matteus 6 vers 1 tot 4. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by die Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou uitblaas, soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. En jou Vader, wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergeldig. Doen ons om deur ander mense gesien te word?
kom dit uit ons hart uit? Matteus 23 vers 6. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye, en die voorste banke in die sinagoge. Nou, ek dink nie hierso word gepraat van of jy nou voor of agter in die kerk sit nie. Ek dink nie dit is waaroor dit hier gaan nie. Ek hoop nie so nie. Ek heb my gesin hou nogal daarvan om redelik voor te sit, en dit is eintlik maar my skuld, want ek wil nie my bril dra nie. Nou moet ek nog voorsit, moet ons voorsit wat ek kan sien. Maar ek dink nie dit is waaroor dit hier gaan nie. Ek dink dit gaan miskien meer oor, as jy byvoorbeeld 'n ereplek sou hê, dalk sou ons 'n spesiale plek hê op die verhoog, 'n tafel en stoele waar die belangrike mense sit, vir hulle 'n spesiale plek hê, soos die fariseërs wat voorgesit het op 'n ereplek in die sinagoge. Ek dink is dalk meer wat hierna verwys word. Ons lees in Jakobus 2, hoe Jakobus het verduidelik. Jakobus 2 van vers 1 tot 4. My broers, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met die aanneming van die persoon nie. Want as daar by 'n julle vergadering 'n man kom met goue ringe aan die vingers en 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan. En as julle opsien na hom met die pragtige kleed en vir hom sê, gaan u op daardie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan staan jy daar een kant, of kom sit jy my voetbank. Het julle nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegging geword nie. Hoe kyk ons na mense? Die Here kyk na ons hart. Maar kyk ons nie soms na die uiterlike nie. Is die uiterlike vir ons meer belangrik? Tydens die laaste avondmaal sê Jesus die volgende, Lukas 22 vers 24 tot 26. En daar het 'n twis onder hulle ontstaan, oor wie die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste. En wie 'n leier is, soos een wat dien. Matteus 23 vers 7. En die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word, Rabbi, Rabbi. Is ons ook gesteld op titels. Hierdie titel, Rabbi, was gebruik vir die persoon wat die wet van Moses geken het en geleerd was daarin. So die Rabbi, wat hy gesê het, dit is die waarheid. Wat hy sê, dit moet jy glo. Want hy is die amptelike interpreteerder vir die skrifte. Dit het 'n geneigtheid om menslike gesag oor die gesag van God in die Bybel te plaas. Vers 8, maar julle, laat julle nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is almal broers. Jesus het sy volgelinge aangeraai om nie na mense op te kyk nie, maar na God. En om self sy die skrif te bestudeer. Ons is gelukkig vandag dat ons Bybels tot ons beskikking het. Ons kan self die Bybel lees
en daaruit leer. Is dit nie hartseer dat mense baie keer op ander mense vertrou om vir hulle te sê wat die Bybel sê nie? Om die Bybel vir hulle te interpreteer nie? Is dit nie hartseer dat mense nie die tyd neem om self die Bybel te leer en self te lees en te sien wat die Here vir hulle wil sê daaruit nie? En julle moet niemand op hierdie aarde julle Vader noem nie, want een is julle Vader, hy wat in die hemel is. Nou dit het niks te doen daarmee dat my seun miskien vir my Vader noem nie. Ek dink hierso word gepraat van 'n titel. En daar, ons weet van sulke titels wat gebruik word. Maar net een is ons Vader, hy wat in die hemel is. En hom alleen kom die eer toe. Vers 10. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester, Christus. Ek dink dit sluit aan by vers 8 ook. Laat ons nie op mense vertrou nie, maar laat ons op Christus alleen vertrou. Laat ons nie opkyk na mense nie, want mense is vol foute. Vers 11 en 12, en ek sluit hiermee af. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees, en wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Jesus se disippels het dit nie verstaan nie waar nie. In Matteus 20 lees ons, toe Jesus op pad was na Jerusalem, het hy sy disippels saamgevat om met hulle te praat oor dit wat kom, dit wat voor lê. En hy het vir hulle vertel dat hy na Jerusalem gaan om oorgelewer te word aan die skrifgeleerdes en die fariseërs. En dat hulle hom sal kruisig, dat hulle hom sal tot die dood toe sal veroordeel. Maar dat hy op die derde dag weer sal opstaan. Maar dit is asof sy disippels nie hoor wat hy sê nie. Asof hulle nie luister nie. Daar's ander goed wat vir hulle belangriker is, dinge wat hulle geïnteresseerd is. Hulle is meer geïnteresseerd oor die aardse koninkryk wat hy moet kom oprig. En Jakobus en Johannes se moeder kom na Jesus en vra vir hom, mag my seuns een aan die linker en een aan die regterhand sit in u koninkryk? Dis asof hulle nie gehoor het wat Jesus nou net vir hulle sê nie. Was meer geïnteresseerd in die aardse goed. Meer geïnteresseerd om na opgesien te word. En die ander disippels was ongelukkig. Kom ons lees dit. Ons lees Matteus 20 vers 17 tot 27. Julle kan volg in julle Bybels, julle wil. Matteus 20 vers 17. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk, ek gaan op na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel. En hom oorlewer aan die heidene, en om hom te bespot, en te gesel en te kruisig. En op die derde dag sal hy opstaan. Toe kom die moeder van die seun van Zebedeus met haar seuns na hom, en buig voor hom neer om iets van hom te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? Sy antwoord hom, sê dat hierdie 2 seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerhand. Maar Jesus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie.
kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink? En gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle sê vir hom, ons kan. En hy sê vir hulle, dit is waar, my beker sal julle drink. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om te sit aan my regter en my linkerhand berus nie by my nie, om te gee nie, maar dit is vir wie my Vader dit berei het. En toe die 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor die 2 broers. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor julle heers, en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit nie onder julle wees nie. Maar elkeen van julle wat wil groot wees, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt word. En soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Dit was nie die eerste keer wat die disippels begaan was oor wie die belangrikste is nie. In Matteus 18 lees ons 'n gedeelte, dit is ook in Markus 9 en Lukas 9 opgeteken. Dat hulle wou weet, wie is die grootste in die koninkryk van die hemel? En dis natuurlik God, maar hulle wou weet, watter van die mense gaan die grootste wees? Watter mense is die grootste in die koninkryk van die hemel? Ons lees Matteus 18, vers 1. En in daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemel? Toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan. En hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. Laat ons dan soos kindertjies word. En laat ons onsself diensbaar maak in nederigheid. Wanneer ons in die kerk 'n ambt beklee of 'n leiersposisie, doen ons dit nie om deur ander gesien te word nie. Maar ons doen dit om diensbaar te wees en in nederigheid te wees, ander te dien. Die Here het vir ons soveel gedoen. Hy het vir ons sondes aan die kruis kom sterf, terwyl ons sondaars is en dit nie verdien nie. Kan ons dan vir hom sê nee, wanneer hy ons roep om te dien? Kan ons sê, nee, Here, ek is nie goed genoeg nie, as hy ons vra om te dien? Weet die Here nie beter, wat is ons vermoëns nie? Laat ons 'n gemeente wees wat dien, wat nie op die kantlyn sit en net ander kritiseer nie. En met die naderkoms van ons Here Jesus, wat om die draai is, mag hy ons besig vind om vir hom te werk, wanneer hy kom. Amen.